Here, dit is nou ons gebed, dat u woord 'n openbaring vir ons sal wees. Here, dat ons vanoggend, wanneer ons u woord oopmaak en daaroor praat en daaruit lees en uit u hart uit hoor, Here, dat dit ons harte sal aanraak en ons voete en ons hande sal beweeg. Here, dis ons gebed, sodat u vanoggend sal kom en elkeen van ons, waar ook al ons is, wat ook al in ons lewe aangaan, of in die week vir ons voorlê, dat u ons sal kom ontmoet. Dat u ons sal kom moed inpraat, maar dat u ons ook sal uitdaag om nader aan u te leef en saam met u te leef en soos u te leef. Kom Here en praat. Maak stil ons harte, maak stil ons gedagtes. Help ons vergeet van alles wat onstuimigheid veroorsaak, wat vrees veroorsaak, wat hartseer veroorsaak. Vir 'n oomblik help ons Here om te fokus op u goedheid, u guns, u liefde, u sorg, u stem wat saggies tot ons wil spreek, Here. Spreek, Here, ons luister. Ons bid dit in u naam. Amen. Ek wil welkom sê aan almal van julle hier, die wat aangesluit het tydens die worship, maar ook die wat nou aansluit by ons via die video. Voorreg om jou hier te hê en deel van Dynamis te hê op hierdie manier. Dankie dat tegnologie dit vir ons moontlik maak. Ja, vanoggend wil die Here met ons 'n besonderse boodskap kom deel rondom pad en paaie. En ek weet nie waar jy bly wat met die video inskakel nie, maar heidaglik in Sanin is hulle besig om van die paaie te verander en beter te maak, en ander van hulle vergeet hulle, ek weet nie hoe nie, en party paaie maak hulle reg tot op 'n punt in 'n halfuur, ja, seker maar 'n halfuur later, maar in elk geval 'n half meter verder is daar nog 'n pothol. Dan wonder ek hoekom het hulle op daai punt gestop en nie net 'n half meter verder gegaan nie, soos hier op die hoek, hier net buite die industriële gebied. Iemand het gepost in die afgelope week, een van die paaie wat hulle regmaak, het hulle al die teer weggevat en is nou grondpad. Toe sê iemand, wat het Sanin gehad voor teerpaaie, en toe sit hy 'n foto op van hierdie grondpaaie. So, ons almal leef in hierdie wêreld, en ek wil net iets sê, dis nie uniek aan Suid-Afrika nie, ek het al foto's gesien van baie lande in die wêreld met potholes, dit is net 'n ding, paaie vergaan en vergrys en moet reggemaak word, en onderhou word, ons sukkel net so 'n bietjie agter met die onderhoud. Maar in elk geval, nou wonder jy seker hoekom ek verwys na pad en wat se pad en die pad en all the rest. Ek wil jou nog verder deurmekaar maak en jou vraag vra, wie van julle onthou die film Dances with Wolves? Okay, wie het hom gekyk toe hy uitgekom het? Okay, hy het uitgekom in 1990. Wie van julle was nog nie in 1990 gebore nie? Okay. Right. So Dances with Wolves, vir die wat nie 'n clue het waarvan ek nou praat nie, is 'n amazing film, klomp academies gewen, en dit gaan oor Kevin Costner wat 'n Amerikaanse soldaat is in die tyd toe hulle die Indiane so doodgemaak het, en wat dan saam met die Indiane begin leef. En hy kry die bynaam Dances with Wolves, omdat die Indiane hom gesien het, waar hy gespeel het met 'n wolf. En toe kry hy die bynaam, want in die Indiaanse kultuur kry jy 'n geboortenaam, sommer net iets, maar dan soos wat jy groot word, kry jy wat hulle noem 'n beskrywende naam, iets wat iets sê van jou. Soos byvoorbeeld, toe ek op skool was, sou ek gewees het die een met die hare wat nie nat word nie. Beter bekend as Staalwil. Nee, want as jy my in die swembad gooi of ek uit die stort uitkom, dan lyk ek presies soos toe ek daar ingegaan het. Ek het hierdie amazing hare wat selfs 'n orkaan niks aan kan doen nie. As ek haarkapper toe gaan, dan betaal ek nie, ek word betaal. Want hulle vat my hare en dan maak hulle potskierder staan. It's amazing. Toe ek op skool was, het ons houtwerk gehad, dan kom die ouens, dan vat hulle houtwerkprojekte, dan skier hulle dit so teen my haar. Ook die waarheid, maar dit was nie baie lekker. So, in Dances with Wolves is daar hierdie karakters, die vrou wat eventueel, wat Amerikaanse vrou is, wat nie Indiaan is nie, wat saam met die Indiane groot geword het, want die Indiane het haar familie doodgemaak, het geword stands with a fist, want toe die Indiane haar kry, waar haar hele gesin dood is, toe staan sy met sulke gebalde feisies, en dit word toe haar naam, en dan is daar Kicking Bird, hy is die chief, so jy moenie hom spot oor waar sy naam vandaan kom nie, sy naam was Kicking Bird, en as jy hom daaroor gespot het, was hy dood, en dan was daar Wind in his hair, wat 'n baie groot warrior is in die tribe, en dan is daar Smiles a lot. Nou ek wil vir interessantheid vra, net sommer so speelietjie, as jy vir jou man of jou vrou of vir iemand wat jy lief het 'n naam moes gee soos hierdie, het jy al 'n bietjie gedink wat dit sou wees
Ek sê dit vir mekaar na die diens, maar nie nou nie. En jy kan besluit of jy wil middagete hê of nie, gebaseer op hierdie naam. En waar jy vanaand wil slaap, gebaseer op hierdie naam. So ek sal net vir my vrou se naam is maklik, mooiste vrou in die wêreld. Daar sy. Ek het dit, middagete, slaap in die bed. Right. Okay, maar hoekom doen ek dit? Ek gaan vir jou 'n stuk lees en dan gaan jy verstaan hoekom dit gebeur. Voordat ons Handelinge lees, Handelinge 9 gaan ons lees, en as jy so lank soontoe wil blaai, is jy welkom. Maar by Dynam is ons hierdie gebruik dat ons sê, voor ons die Bybel lees, wil ons verklaar wat die Bybel is vir ons en wat dit gaan doen in ons lewe. So ek verklaar nou dat hierdie is my Bybel. Hierdie woorde wat op papier staan, wat nie heilig is nie, maar heilig word, want God deur sy Gees inspireer dit. Dis die onfeilbare woord van God, dis die swaard van sy Heilige Gees. Dis deur God geïnspireer om my te onderrig, om verkeerdhede te weerlê, my te reg te wys, om my by my 'n regte leefstyl te kweek, een waarop ek en die Here en my geliefdes kan trots wees. Dit is wat God gebruik om my as sy kind voor te berei vir my roeping, want ons elkeen het 'n roeping op hierdie aarde, nie net ek wat hier voor staan nie, elkeen van ons. God gebruik dit om my ten volle toe te rus vir elke goeie ding wat hy wil hê ek moet doen. Wanneer ek die Bybel lees, is ek oop en ek is ontvanklik. Ek is bereid om my leefstyl aan te pas by wat God leer, eerder as om my leefstyl by die wêreld of my vooropgestelde idees aan te pas. Spreek God, ek luister. So, nou wil ek vir jou vra, as jy jou Bybel hier het, ons gaan lees Handelinge 9, vers 1 tot 9. En ons is besig om die Bybel deur te lees, die Nuwe Testament, 1 hoofstuk op 'n slag op Weksdae, dis voor op jou blaadjie aangedui, as jy wil kyk waar trek ons, dis ook op ons kalender, daar's nog kalenders daar agter as jy nog nie een het nie. En hierdie afgelope week het ons, is ons in Handelinge gewees, ons is ons tweede week in Handelinge nou al, en Handelinge 9 was een van die hoofstukke wat ons gelees het. Handelinge 9, intussen het Saulus met elke asemteug dreigemente uitgespreek. Met ander woorde, Saulus was iemand wat die Christene vervolg het. Hy was 'n Jood, 'n ernstige Jood wat gesê het, hierdie Christene is 'n sekte, ons moet hulle doodmaak, ons moet hulle uitdryf uit ons sinagoges uit. Hulle staan op teen God en die Here en dis 'n probleem. So hy was so vol van hierdie haat vir die Christene dat hy word beskryf, as jy nou daai sinnetjie moes vat van wat die Indiane mekaar genoem het, sou hulle gesê het, haat Christene is Saulus se naam. Intussen het Saulus met elke asemteug dreigemente uitgespreek. Hy wou die volgelinge van die Here doodmaak. Hy het daarom na die hoëpriester toe gegaan in Jerusalem, die hoëpriester, die groot indiener van die Joodse geloof. Hy het briewe van hom gaan soek aan die sinagoges in Damaskus en hulle versoek om te help om die mense wat aan die pad behoort. Met ander woorde, so, en nou verstaan julle hoekom ek hierdie ding gebruik het van die pad en hoekom ek hierdie Indiaan intro gehad het, want hierdie mense, die Christene in daai tyd, se bynaam was die mense van die pad. Nee, die mense wat tot die pad behoort, mans en vroue op te spoor en hulle geboei na Jerusalem toe te bring. Toe het hy op sy sending na Damaskus kom, het daar skielik 'n lig uit die hemel om ontstraal. Hy het op die grond neergeval en 'n stem het vir hom hoor sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Ek het in die week 'n dagstukkie geskryf oor hierdie sin. Afgelope week, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Dis amazing, die Here se kinders word vervolg. Maar wanneer die Here Saulus konfronteer, dan sê hy nie, hoekom vervolg jy my kinders nie? Hy vra, hoekom vervolg jy my? En toe het ek gesê, dis soos 'n pa wat sê, as jy my kinders vat, dan vat jy aan my. God sê hier, as iemand aan ons vat, dan vat hulle aan hom. So die Here kom en hy sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En Saul sê, wie is u, Here? Ek is Jesus, antwoord hy. Dit is vir my wat jy vervolg. Staan nou op en gaan die stad binne. Daar sal vir jou gesê word wat jou te doen staan. Die mans wat saam met hom was sprakeloos van verbasing, want hulle het iemand se stem gehoor, maar niemand gesien nie. Saulus het van die grond af opgestaan, en alhoewel sy oë oop was, kon hy niks sien nie. Hy was verblind deur die grootheid van God en die heerlikheid van sy lig. Hulle is Damaskus in, terwyl sy reisgenoot hom aan die hand lei. Hy was 3 dae lank daar, sonder om te sien. Hy het niks geëet nie, en niks gedrink nie. Ons lees tot sover. Nou,
Ek wil met jou praat oor hierdie woorde, die pad, die mense van die pad. In Grieks is dit die woorde tes hodu. Nou hodu in die Griekse woordeboeke word beskryf as, ek het dit vertaal self, 'n pad, want daar's nie Afrikaanse Griekse woordeboek nie, 'n pad, 'n weg of 'n reis. Dis die letterlike betekenis, nê? Soos die life's a journey, enjoy the ride tipe ding. Maar figuurlik, en hoe dit hier gebruik word, gaan dit oor 'n spesifieke manier van leef, of 'n manier van leef met 'n spesifieke doel. Nee, soos as jy 'n rugby speler is, dan eet, leef en slaap jy rugby. Nee, jy oefen jou lyf, die kos wat jy eet, die dinge wat jy doen, gaan oor die feit dat jy 'n spesifieke manier het van leef, want jy het 'n spesifieke doel. Dis waaroor dit gegaan het. En toe in Handelinge 9 vers 2 het Lukas wat Handelinge geskryf het gesê, maar die mense in die wêreld van daai tyd het agtergekom dat soos die atlete hulle self op volgens 'n spesifieke manier oriënteer, en soos die keiser op 'n spesifieke manier optree, en jy kan sien sy lewe het 'n spesifieke doel, so was daar hierdie groep mense, wat as jy na hulle almal kyk, het hulle dieselfde manier van dink, dieselfde manier van doen, dieselfde gewoontes, en toe het hierdie mense geword, die mense van die pad. En daar was 'n agtergrond hiertoe, en dis was 'n manier om te sê, maar die Christendom van daai tyd, dit wat hulle gesien het met hulle oë, was 'n praktiese ding. Dit was 'n aktiewe lewenswyse wat gefokus was op hoe Jesus geleef het, wat Jesus gedoen het, hoe hy gepraat het, hoe hy opgetree het, hoe hy omgegee het, en al die mense wat van Jesus gepraat het, het soos Jesus gelyk, soos Jesus gedoen. In een van die volgende hoofstukke lees ons, in Antiochië is die volgelinge van Jesus vir die eerste keer Christene genoem. In Grieks letterlik soos Christus. Nou die agtergrond hiervan kom uit die Ou Testament uit. In die Ou Testament was daar hierdie konsep van die pad of die weg van die Here. 'n Pad van geregtigheid, 'n pad van wat jou vat uit geestelike slawerny uit. Daai Exodus 20, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny uitgelei het en jou gebring het op 'n pad uit Egipte uit, 'n pad saam met my. En dan gaan dit oor Jesus wat homself gedefinieer het as, ek is die weg. Ek is die pad wat jy moet loop. Ek is die weg na die Vader, sê hy letterlik in Johannes 14 vers 6. En dan Jesus se voorbeeld was hierdie nuwe manier van leef, hierdie nuwe manier van doen, 'n daaglikse wandel van liefde en van nederigheid en diens, en eerder as die formele godsdienstigheid van die mense wat hy gekritiseer het, want die volgelinge van God, die Sadduseërs, die Fariseërs en al die mense wat vir hulle geluister het hierdie mense geword wat probeer om God se reëls te leef, maar dit nie reg kry nie, want dis soos wette wat ek probeer volg, maar dit kom nie uit my hart uit nie. Ek het die voorreg gehad om al in my lewe in Amerika te wees, en as jy in sekere dele van Amerika is, die mense is so patrioties oor om Amerikaner te wees, die vla hang buite hulle huise, dis 'n groot storie, hulle maak die sypaadjies nie net voor hulle huise skoon nie, hulle neem stukke van die snelweg, neem hulle aan, en hulle sit hulle bordjies daar neer, en hulle onderhou die kant van die pad, vir daai stuk snelweg, hou hom skoon, sny die gras, maak seker die bome word gesnoei, dis iets om te beleef, die mense daar hou nie by die reëls van die land, omdat hulle bang is hulle word gevang nie, hulle hou by die reëls van die land, want hulle glo in die land waarin hulle leef. Wanneer jy aan die Amerikaanse weermag is, dan is dit 'n trots. Wanneer jy terugkom, of wanneer wanneer jy 'n soldaat sien, dan stap die mense na daai soldate toe en hulle sê vir hulle, thank you for your service, thank you for your service. Dis hierdie ding van mense wat uit hulle hart uit dit leef, maar dis iets wat mense nie by die Jode gesien het nie. God was nie in hulle harte nie, God was net hierdie stel reëls wat hulle gevolg het. En toe kom die Christene, en hulle embody wat die Christelike geloof beteken. Hulle is dit, hulle bloei dit, letterlik. Hulle is vervolg vir hulle geloof, en as die mense gestenig is,
het hulle gesê wat Jesus aan die kruis gesê het. Stefanus word gestenig. En in plaas van om die mense te vloek wat om 'n klippe gooi, sê hy, Here, in u hande gee ek my gees oor, soos Jesus gedoen het aan die kruis. En dis waaroor hierdie mense van die pad gegaan het. 'n Nuwe lewe, 'n lewe wat mense leef, soos wat God wou gehad het. In Hebreërs 10 vers 19 en 20, jy kan dit self gaan lees, gaan dit oor, Jesus het daai pad moontlik gemaak. Deur Jesus se dood het daar hierdie nuwe pad gekom, wat ons kan leef. Hierdie Ou Testament manier van leef, sê Hebreërs, dit was die eerste pad. Dit is verkeerd, mense loop dit nie reg nie. Jesus bring 'n nuwe pad. Maar om daai pad oop te gekap het 'n prys gekos. Jesus moes aan 'n kruis sterf. Hy moes sterf vir elke een in die geskiedenis van die wêreld, van Adam tot wie ook al die laaste mens gaan wees wat gebore word en gaan leef voor Jesus ons kom haal. Vir elke mens op aarde sterf hy, en elke een wat hom aanneem en wat sê, Here Jesus, wees u my verlosser, God die Vader, vergewe my sondes, word jy 'n kind van God. En as jy so Saulus, dis hierdie amazing ding, ek weet nie wat in jou verlede lê nie, maar Saulus, for lack of a better voorbeeld, Saulus was die Hitler van sy tyd. Saulus het letterlik gegaan en al hierdie mense bymekaar gemaak, van hierdie mense van die pad, wat volgens hom van die pad af was, maar hy was deur mekaar, want hy was van die pad af, en hulle was op die pad, gaan julle vanoggend nog deur mekaar maak met daai, maar in elk geval. So Saulus maak hierdie mense bymekaar, hy trui hulle in boeie, hulle gaan Jerusalem toe, hulle word uit hulle gesinne uitgegooi, hulle word uit testamente uitgeskryf, en in sekere gevalle is hulle gestenig en doodgemaak. Later sou dit daartoe lei dat Christene deur die Romeine vervolg is en deur leeu's opgeëet is, en 110 goed met hulle gebeur het, maar hierdie Christene hou aan, gedryf deur hierdie nuwe liefde vir God, om te leef op hierdie pad wat Christus vir hulle oopgemaak het. Maar is 'n pad wat Jesus 'n prys gekos het, maar is 'n pad wat ek en jy van deel word, ongeag jou verlede. Ek weet nie wat in jou verlede lê nie, ek weet nie eens wat in jou hede lê nie. Of daar sonde is in jou lewe nou, en of daar sonde was in jou lewe agter jou, wat jy oorskuldig voel, goed wat gebeur het, dinge wat jy voel, jy voorverantwoordelik is, wat jy jouself sukkel om te vergewe, kom die Here en hy sê, ek vergewe jou, vergewe jouself. Ek maak jou nuut, ek vat jou van hierdie pad waarop jy geloop het, en ek sit jou op 'n nuwe pad, 'n pad wat jy loop saam met my, jou verlede is weggevee. Dis wat die Here kom doen en kom sê. Maar dis ook 'n pad wat jou 'n prys gaan kos. Dis iets wat ons geleer het toe ons in Johannes rondgekrap het en gelees het, hoofstuk vir hoofstuk. Dis 'n pad wat jou 'n prys kos. Om daai pad te loop het Jesus die kruis gekos. Om daai pad te loop gaan my en jou dalk vriendskappe kos. Dit gaan jou dalk besigheidstransaksies kos. Dit gaan dalk jou reputasie kos. Maar dalk was dit nie 'n goeie reputasie om mee te begin nie. In sekere gevalle gaan jy dalk, en dit het lees ons van in Matteus, gaan dit jou dalk jou ouers kos of jou kinders kos. Dalk gaan jy in jou gesin of familie die enigste een wees wat hierdie pad kies, en dan skryf hulle jou af. Of dalk gaan jou ouers hierdie pad kies, of wat ook al. Daar gaan 'n prys wees. En die vraag is, gaan ek en jy bereid wees om daai prys te betaal, want Jesus het die prys vir ons betaal. Ons moet hierdie pad loop. En ek en jy moet ook hierdie name kry. Ek en jy moet daai naam werd wees, dat mense jou sal noem Christen. Nie omdat jy kerk toe gaan nie omdat jy 'n Bybel op jou kar se dash los die hele week, of 'n visie agter op jou kar plak nie, of 'n kruisie om jou nek dra nie, of voor op jou baadjie nie. Hulle moet jou Christen noem, want jy is dit. Jy leef dit. Jy sien dit. As ek vir Victor Matfield sien, of self vir ou Faffie, wat langs my gestaan het, maar daai man is klein, maar Boeta, ek's nie met hom sukkel. Daai man se boarms, daai man se bobene, as hy vir jou vat, gaan hy vir jou vat. Nee, jy sien, as jy hom sien, dan sien jy 'n springbok, met die prins van Shrek se hare. Nee? Jy sien dit.
Wat sien mense as hulle jou sien? Sien hulle Jesus? Sê hulle, jy's een van daai mense van daai ander pad. Jy loop 'n ander pad as wat ek loop. So vanoggend kom die Here en hy wil net vir jou hierdie eenvoudige vraag vra. Is jy op die pad? Die pad saam met hom, leef jy 'n lewe verander deur hom en saam met hom. 'n Pad wat jy loop, wat jy weet daar's een doel en my doel is Christus. Soos wat ons die Nuwe Testament gaan deurlees, gaan ons uitkom by 'n gedeelte, ek dink dit lê in Filippense, waar Paulus sê, ek maak my los van wat agter is, ek strek my uit na wat voor is, om die prys te behaal, Jesus, die hemelse prys, die wenpaal, Jesus self, dis waarheen ek op pad is. In Hebreërs 11 gaan ons lees dat ons het hierdie skare mense, die almal wat al dood is, al die Christene, wat vir ons cheer en sê, bly op die pad, bly op die pad, bly binne in jou baan, bly binne in jou baan, moenie van die pad afgaan nie. So vanoggend moet jy voor die Here kom staan en kan kom sê, as mense na my kyk, moet hulle nie sê, die een met die hare wat nie nat word nie, hulle moet sê, die een wat saam met Jesus loop. Die een in wie se woorde ek Jesus hoor. Selfs as hy of sy kwaad is, selfs as hy of sy teleurgesteld is, of onderdruk is, of iets verloor, of hulle kar word gestamp, of 'n taxi draai voor hulle in, selfs dan, daai een wat as die spietkop jou aftrek, dan gee jou lisensie aan, en jy draai nie toe in geld nie. Ek sien Jesus in alles wat jy is, in alles wat jy sê, in alles wat jy doen, in die manier wat jy jou SARS invul, in die manier wat jy jou besigheid se boeke doen, in die manier wat jy jou vrou hanteer, of jou man hanteer, of jou kinders hanteer. Ek sien Jesus. En as jy nie het tot nou toe nie, en daar is gevolge en jy moet daarmee saamleef, dan is dit so, dan sê jy jammer daarvoor, dan vat jy die lewe wat jy nou het, en jy maak die beste daarvan, en jy begin saam met Jesus hierdie pad loop. Maar daar's 'n derde vraag, 'n baie erger vraag. En as jy die Ou Testament lees, is dit 'n slegte antwoord. Daar's nog 'n vraag, wat ek nie hier bygesit het nie. Maar toe ek vanoggend hier sit en deur my boodskap gaan, toe sê die Here vir my, daar's 'n derde opsie. Is nie, is jy op die pad, of is jy van die pad af nie. Die derde vraag is die Here vra, is jy in my pad? Want in die Ou Testament, as jy in die Here se pad was, het jy jou van die bord afgehaal. As jy in jou gesin in die pad staan van die feit dat jou man of jou vrou of jou kinders God leer ken, gaan God jou skuif. Gaan hy vir jou wegvat. As jy die een in jou besigheid is wat maak dat mense in jou besigheid nie God sien en God glo en God gaan aanbid nie, gaan God jou van die bord afhaal. Gaan hy vir jou daar uithaal en skuif. Hy gaan jou nie dalk nie dat dood gaan nie, maar hy gaan vir jou sê, staan 'n bietjie een kant toe. Want jy's in die pad van mense wat op die pad wil loop. Hy sal dit in jou huwelik doen, hy sal dit nie besig, maar ek en jy moet kies. Eens en vir altyd kies, want jy kan nie wydsbeen staan nie. Jy kan nie die wêreld se pad loop en God se pad loop nie. Kyk wat gebeur nou in die straat van Hormuz met Mr. Trump, wat sê, luister, hierdie pad gaan oop wees, verbod om te gaan, of ek verwoes julle. Klaar. En dan kom hulle en dan sê hulle, okay, ons gaan hom oopmaak vir 10 dae, en so hier by dag 8, dan sê hulle, nee wat, kom skiet gou 'n boot raak, net om te wys ons is nog in beheer. En dan kom Trump en dan sê hy, ek's besig om my meer te verloor, ek gaan vir julle van die bord afhaal. Hoeveel erger nie God nie. As jy in die pad staan van ander mense om in die hemel te kom. Ek en jy is of op die pad, of van die pad af. Maar party mense wat van die pad af is ook in die pad. Sou okay om alleen van die pad af te wees. As jy wil droog maak, maak droog, gaan groot. Maar as jy ander mense met jou saamvat, is daar bloed op jou hande. Paas van huise. Die Here het 'n verantwoordelikheid op jou geplaas. As man van jou huis, om geestelik die rigting en die koers aan te gee. En omdat sekere paas dit nie doen nie, het die Here die vrou opgerig en vy die man weg to insignificance.
Dis hartseer, maar dis so. Dit gebeur in besigheid, dit gebeur in vriendskappe, dit gebeur in skole, dit gebeur in elke plek. Jy's of op die pad, of jy's van die pad af, jy gaan moet kies. En as jy op die pad is daar gevolge. Jy gaan lei saam met Christus, soos Christus, dis alright, want jy weet wat die eindpunt is. Maar as jy van die pad af is daar ook gevolge. Jy gaan al verder en verder, gaan jou lewe 'n gemors wees, en 'n gemors wees, en jou huwelik gaan 'n gemors wees, en jou besigheid gaan 'n gemors wees, en jou finansies gaan 'n gemors wees, want jy's nie saam met die Here op sy pad nie, of jy probeer wydspeen staan, jy probeer al twee stelle reëls speel soos dit jou pas, daai werk nie. Maar bewaar jou siel en myne, as jy in die pad staan. Want as jy in die pad staan, gaan die Here boor jou ry. Jy kan nie keer dat ander mense die pad loop nie. Die Nuwe Testament is duidelik daaroor, dat daar spesiale gevolge is vir die wat hulle broers en susters laat struikel, die wat die oorsaak is, dat ander tot sonde gaan. Mag ek en jy vir mekaar troetelnaampies gee. Dances with wolves and stands with a fist, en die mooiste vrou in die wêreld, en die man met die hare wat nooit in die wind skeef waai nie. Mag ons vir mekaar dit sê, maar mag die wêreld, wanneer hulle na my en jou kyk, sê, daar's iemand wat die pad loop. Daai is een van die mense van die pad. Daai is 'n Christen. Iemand wat is soos Christus. Dis nie 'n label nie, dis 'n way of life. Gebore uit 'n hart wat verander is deur die offer van Christus. Is jy op die pad? Is jy van die pad af? Of is jy in die pad? Amen. Kom ons bid saam. Here God, ek moet erken dat daar tye in my lewe is en was waar ek in die pad is. Vergewe my daarvoor. Mag dit net oomblikke lank wees. Mag ek dit onmiddellik agterkom en myself uit die pad uithaal. En U kans gee om deur my te werk. Here, help elke een van ons om 'n keuse te maak. Om die knie voor U te buig en te sê, Here Jesus, hier is ek, 'n sondaar, vergewe my, maak my U kind, sit my op hierdie pad wat ek saam met U kan loop. 'n Pad gevorm deur die bloed van Christus, gelei deur die Heilige Gees. Here, dis die pad wat ek wil loop. Mense moet na my kyk en Christus sien. Hulle moet Christus hoor, hulle moet Christus voel. Mag dit so wees van elke man in elke huis, elke vrou, elke kind, elke mens, elke baas by 'n werk, elke hoof van 'n skool, elke onderwyser in 'n klas, elke besigheidseienaar, elke werkgewer, elke werknemer. Mag mense in ons U sien, U hoor. Mag ons die mense wees van die pad, nie van die pad af nie. En Here, waar ons van die pad afgaan so nou en dan, want ons bly mense en ons doen sonde, mag ons dit gou agterkom en vinnig dinge regmaak en terugklim op die pad saam met U, Here. Here, dankie dat U ons vergewe, nuut maak, skoon maak, alles in die verlede wegvat. Nie noodwendig die gevolge daarvan nie. Die gevolge daarvan kan ons dalk moet aanhou leef, want dit was ons foute, so ons dra die gevolge. Here, maar U maak ons nuut, U vergewe die verlede en U leef saam met ons die lewe wat ons het, nuut gemaak op 'n nuwe pad vorentoe. Lei ons, Here, in die week wat voorlê, wat ook al daarin voorlê, of 'n doktersafsprake is en ons in vrees lewe van wat ons gaan hoor, of dit hospitaalsake is, of dit einde van die maand is vir ons besigheid, en ons moet dis betaal naweek, volgende naweek, en ons weet nie waar die geld vandaan gaan kom nie, of ek moet my kar nou volmaak, en ek weet nie waar die geld vandaan gaan kom met hierdie verskriklike hoë petrolprys nie. Here, wees U met ons, wees U die een wat voorsien, en help, en lei, en dra. Ons sal die pad saam met U loop, ons sal die prys betaal
Want geen prys wat ons kan betaal is groter as die prys van die kruis nie. En daarom, Here, ontvang nou in gehoorsaamheid, nie omdat dit maklik is nie, want dit is nie, veral nie nou, met dinge wat is soos dit is nie. Here, ontvang ons 10de, 'n stelling van ons geloof, om ons sê, Here, hier is my 10de, ek vertrou dat dit wat oorbly vir my genoeg sal wees, vir my en my gesin. Here, dis hoe ek vir U dankie sê, dis hoe ek vir U wys ek het U lief, dis hoe ek vir U wys ek is U gehoorsaam. Kom, Here, ontvang ons 10des en ons offergawes, ons gee dit met blymoedigheid, tot eer van U naam, en tot opbou van U koninkryk. Amen. Jy kry nou geleentheid om die Here te dien met jou 10de en jou offergawe. Ons sê vir die Here dankie vir sy openbaring uit sy woord vanoggend. 'n Openbaring wat ons voor gebid het, 'n openbaring wat ons verklaar het en gesê het, maar die Here se woord is 'n lig vir my voet en 'n lamp vir my pad, en daarom wil ek hierdie seën oor jou uitspreek. Mag dit waar wees. Mag die Here se woord en die Here self die lamp wees vir jou voete en die lig vir jou pad. Mag jy in God se woord ontdek en in jou verhouding met God ontdek, dat die Here vir jou goed is en vir jou goed sal wees, dat die Here vir jou sorg op die pad wat jy saam met hom loop, en dat hy jou raak sien, dat hy vir jou liefde gee, dat hy jou goedgesind is, selfs al is die wêreld nie, dat hy jou voorspoed gee, selfs al het jy dit nie in die wêreldse definisie van die woord nie, want hy verbind hom aan jou, en jy is sy kind, en hy wil jou elke dag seën. Amen.